Hier kort voor die einde van die jaar, begin nuwe jaar, gaan dit juist oor prioritiseer welstand en vandag gesels ons oor gevoed met gesonde keuses. Ek wonder, het jy en jou familie ook al gestry oor wat 'n kos die beste is en hoe mens sekere goed moet doen? Wel, 'n geloofsgemeenskap of 'n gemeente is nie eintlik anders nie. Ons is tog almal verskillende persoonlikhede met verskillende waardes ook. En so gebeur dit ook in die eerste gemeente Rome, waar hulle vasgehaak het aan argumente oor kos, oor rituele, oor uiterlike praktyke en gewoontes. Sommige Christene het gevoel dat sekere kosse rein is en ander kosse onrein, terwyl ander glad nie daaroor bekommerd was nie. En Paulus bring hulle dan terug na die hart van die evangelie in Romeine 14 vers 17. Hy sê daar: die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde wat die Heilige Gees ons gee. Met ander woorde, die belangrikste deel van die lewe is nie wat op jou tafel of in jou bord of in jou beker is nie, maar wat in jou hart leef. En tog is dit juis hierdie vers wat help om vandag se tema te verstaan. Paulus sê nie hiermee kos is nie belangrik nie. Hy sê net kos is nie die kern nie. Eerder, gesonde keuses voed beide liggaam en gees. Net soos jy moet kyk na wat jy eet en drink, moet jy kyk na jou ingesteldheid en jou waardes. In deesdae terme, moenie dat kitskos jou wysheid vervang nie. Kies bewustelik wat 'n beter lewe gee, want dis wanneer jy welstand ervaar en wanneer welstand groei. Positiewe sielkunde wys byvoorbeeld dat mense wat doelbewus leef volgens hulle waardes, ook in klein daaglikse keuses, ervaar baie hoër vlakke van geluk, van veerkrag, van tevredenheid. So wanneer jy kies byvoorbeeld om vars kos te eet, genoeg water te drink, jou gedagtes te vul met hoopvolle woorde en jou hart te rig op God se wil, leef jy reeds binne die ritme van die koninkryk. Dan kies jy gesondheid as ook gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde wat die Heilige Gees ons gee. So voed jouself met gesonde keuses. Leef geïnspireerd.